that saved a wretch like me. Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat gekom het bykans 2000 jaar terug, vir elke mens. En baie belangrik, God het 'n afgehandelde werk gedoen in Jesus. Jesus het gesê dit is volbring, sodat elkeen van ons die voorreg het om daardie werklikhede te hoor en dit te glo. Met ander woorde, hy sê geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God, en dit is jou hele werklikheid om te glo, om die werklikheid van dit glo wat God in Jesus Christus gedoen het. So kom ons kyk baie keer, moet ons mooi verstaan dat die kruis is 'n waterskeiding. Daar was die Ou Testament gewees, daar was die Nuwe Testament gewees. En die Ou Testament moet ons weer net teruggaan na die skepping toe. God skape die mens in sy beeldnis en gelykenis. En God is 'n is-mens. Hy sê, my naam is ek is. En die vyand kom en hy sê vir die mens, as jy iets doen, kan jy word soos God. Jy sien, en die mens luister na die vyand en hy val en hy word 'n doenwese, die vlees. En tot vandag toe, nadat Jesus Christus gekom het om dit te herstel, sien ons onsself nog steeds as doenmense. Ons glo nie dit wat God in Christus gedoen het nie. En dit is wat 1 Johannes 5 van vers 9 tot 12 sê. Hy sê, hy wat nie hierdie getuienis van God glo nie. Hy sê, maak God tot 'n leienaar. Hy sê, want die Bybel is die getuienis wat God aangaande sy seun gegee het. Hy sê vers 11, hy sê, en dit is die getuienis. Vers 12, 1 Johannes 5, hy sê, hy wat die seun het die lewe. Hy wat die seun van God nie het nie die lewe nie. So dit was wat die mens gekort het. So wat ek kan doen is, ek kan nooit vir iemand die antwoord wees nie, maar ek kan die antwoord bring. En dis baie belangrik. As ons baie keer as mense praat, dan kry jy dit ook, jy wil graag ietsie sê, dan sê jy dit. Met ander woorde, daar is 'n werklikheid van, dat as iemand na jou toe kom met 'n probleem, kan jy vir hom 'n antwoord gee. Enige mens kan vir enige iemand anders 'n antwoord gee, jy kan hom antwoord, maar daar is 'n verskil om die antwoord te gee. Die skrif praat nie oor 'n antwoord nie, die skrif praat oor die antwoord. Selfde wat Jesus, hy in die kruis hang met die 2 sondaars en die een sê vir hom, as jy die seun van God is, verlos jouself en verlos ons ook. Met ander woorde, hy kom met die antwoord wat hy soek is 'n tydelike oplossing. Net om van die kruis af te kom, dan gaan hy nou met sy eie ding weer probeer uitwerk. Jesus hang want hy het 'n ewige antwoord. Hy het 'n ewige verlossing in gedagte. Mense, ons moet oppas dat ons nie altyd net gaan vir daai tydelike oplossing waar jy net uitgebuil word uit jou situasie nie, maar dat ons moet gaan kyk, Jesus het 'n ewige verlossing gebring en dit het die ander man langs Jesus in die kruis, het daai werklikheid syne gemaak. So, baie belangrik. Nou, is dit, as ons net na die werklikheid gaan kyk, dat die wet was iets wat gedoen moes word. En weet jy hoe bad is dit eintlik? As jy iets wil doen, en jy kom daar en dit is klaar gedoen. Ander woorde, as jy daar kom en iets moet wit geverf word, en ma sê vir jou, hoor jy moet vir my hierdie ding wit verf, en jy gaan vanmiddag sien jy so uit om my ding wit te verf, ja kom ons het klaar geverf. Of jy besluit jy wil bietjie jou vrou bederf en die skorrelgoed vir haar was, en jy kom daar in die kombuis en dit is klaar gewas. Al wat jy kan doen, as iets gedoen moet word, kan jy kontroleer of dit gedoen is en of dit goed gedoen is. Dit is jou deel wat jy kan doen. Is dit gedoen en is dit goed gedoen? En dit is ons hele werklikheid, om net in hierdie skrif te gaan kyk. Nou weer eens, God het ons geskape as 'n is-wese, die vyand kom, die mens val, omdat hy na die doen-mens luister, en na dit wat die vyand vir hom sê, as jy iets doen, kan jy soos God word. Nou hoor mooi, en die mens is, intussen het God ons van die begin, met die skepping en die sondeval, tot by Christus het hy ons onder die wet geplaas, onder die tigmeester sê hy. Hy sê, die wet was Galasiërs 3, ek wil nie daarna gaan kyk nie, hy sê, was die kinderoppasser na Christus toe. Met ander woorde, is dit so belangrik,
Hy sê ons is onder die wet in bewaring gehou. God het ons in bewaring gehou, want die saad moes gekom het om vir ons die werklikheid te kom gee, nie jy nie. Nou goed, en nou kyk mooi, die wet moes gedoen gewees het. Ek wil net vir ons na enkele skriffies gaan kyk. Galasiërs 3 vers 10, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly by alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Mense, dit is so belangrik as 'n mens gaan kyk hoe mense nog op grond van wetsonderhouding by God wil uitkom. Nou baie belangrik moet ons gaan kyk, God is gees, hy sê dit vir ons in Johannes 6 vers 63, Johannes 4 vers 24 sê hy, die wat God aanbid, sê Jesus self, moet hom in gees en in waarheid aanbid, want God is gees. Jy sien, so wanneer ons oor die skrif praat, dan praat ons van die gees, en ons praat van die mense redding. Efesiërs 2 vers 1 sê, God het julle lewend gemaak toe julle dood was in jou sondes. Nou hoe kan 'n dooie mens homself red? Jy verstaan? So ons moet kyk dat hierdie is iets wat God kom doen het. Hy het dit kom doen. Nou, gaan kyk ons, hy praat byvoorbeeld in Jakobus, ek dink 2 vers 10, hy sê, as jy in een opsig van die wet geoortree het, het jy in alles geoortree. Hy wat sê, ek het nie gebreek nie, maar hy het gesteel, het in die hele wet skuldig geword. So, mense, hoekom ons dan nou by dit sal uitkom, en Romeine 10 vers 4 sê, Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. As dit al die skrifte is, en dit is God se getuienis, hoekom sal ons dit probeer doen nog, as Christus dit klaar kom doen het? Net asof ons vir Christus wil sê, jy het dit nie goed genoeg gedoen nie. Goed, kom ons kyk gou na die Ou Testament, die voorspelling. Kom ons hier by die wet, as hy praat in Deuteronomium, onthou die wet het 'n tyd gehad, daar's dispensasies, dit was die tyd daar was 'n tyd sonder sonde, daar was die tyd wat onder die wet was, en dan het die tyd van die genade aangebreek. So ons kan nie na die ander ou toe, jy kan nie na die buurman se posbus toe loop en sy pos gaan uithaal en sê, dis my pos, en daar's 'n boete in, dan betaal jy hom sommer nie. Nee, dit werk nie so nie. Daar's elke ene, en dit is met ander woorde 3 dispensasies wat daar is. Ons moet daarna gaan kyk. Nou sê hy Deuteronomium 7 vers 26, die laaste versie, vervloek is hy wat die woorde van hierdie boek nie hou om dit te doen nie. En die hele volk moet sê amen. Met ander woorde, die wet was iets wat moes gedoen word, want God het ons as 'n is-wese gemaak, die duiwel het vir ons gejok, vir Adam gejok, en hy het 'n doen-wese geword. Nou sê hy byvoorbeeld in die Deuteronomium 28, ons ken die gedeelte, as jy bly by al hierdie dinge wat God vir jou beveel het, hy sê, en seëning oor jou kom, en geseënd sal jy wees in die stad, geseënd sal jy wees in die veld, geseënd sal jy wees in die vrug van jou liggaam, vrugte van jou land, en die vrug van jou vee, die aandeel van jou beeste, aandeel van, gaan hy oor al hierdie seëninge, maar dan kom hy hier in vers 13 en sê, en die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie, as jy luister na die gebooie van die Here jou God, wat ek vandag beveel om dit te hou en dit te doen. Om dit te hou en dit te doen. En dan kom die skrikwekkende deel van, as iemand op grond van wetsonderhouding nog by redding wil uitkom. Hy sê, as jy nie links of regs afwyk van die woorde wat ek jou vandag beveel het nie, om agter ander gode aan te loop, om hulle te dien nie, maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God nie, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge, almal, nee, wat ek jou vandag beveel nie, dan sal hierdie vloeke oor jou kom, en jou inhaal, dan noem hy al daai seëninge word dan verander as vloeke, as jy nie bly by al hierdie werklikhede of van die wet nie. Mense, dis baie, baie belangrik. In Handelinge 16 moet ons gaan kyk, ek gaan net vir ons so 'n paar van hierdie goedjies noem. In Handelinge 16, dan kom Paulus, hulle is daar in die tronk, hy en Silas, en ons weet hulle was stikking geslaan gewees, en die tronkdeure gaan oop, toe Paulus vir Silas sê, kom ons loof en prys hierdie groot God, toe gaan die tronkdeure oop, en die tronkbewaarder wil homself om die lewe bring, maar in elk geval, en hy
Hulle sê, moenie, wag, moenie. En hy kom en hy val voor Paulus neer en sê, wat moet ek doen om gered te word? Jy sien, want hy het in die tydperk groot geword, voor hierdie openbaringe oopgegaan het, en daarom het hy gesien in vers 30, wat moet ek doen? Handelinge 16, vers 31 sê Paulus vir hom, jy moet glo. Jy moet glo in die Seun van God. So dis al wat ons moet doen is glo. Ons deel, Christus het gedoen, ons deel is om te glo. Nou kom ons kyk gou na Matteus 19, dan sien ons hier praat, is die ryk jong man aan die woord, en hy begin in Matteus 19 vers 16, en daar kom een na hom en sê vir hom, goeie meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? Sien, die wet moes gedoen gewees het, nee. Hy sê, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God, maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. En hy vra van watter, en Jesus sê, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. En so gaan hy verder af, en hy sê, die jongman sê vir hom, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af, wat kom ek nog kort? En Jesus sê, gaan verkoop alles wat jy gehad het. Hy het baie besittings gehad. En nou sê hy, toe die disippels dit hoor, vers 25, was hulle baie verslaan, sê, wie kan dan gered word? Selfe vraag as jy vra, wie kan dan gered word, as ons dan nie moet doen nie? Nee. Hy sê, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Alle dinge is moontlik. Mense, dit is so belangrik dat ons daarna gaan kyk. Kom ons gaan kyk na hierdie werklikheid van dit wat jy moet doen in Hebreërs 9. En praat hy hier oor die offerandes wat die mense moes gebring het. Hy sê dit was net 'n beeld met 'n oog op die teenwoordige tyd waar daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diensverre na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verorderinge wat opgelees tot op 'n tyd van herstelling. Hier sê die skrif vir ons, daar's 'n tyd van herstelling. So al daai goed, daai doen goed, was tot op 'n tyd van herstelling. Dit was so, dis nie verkeerd gewees in hulle tyd nie, in hulle dispensasie nie. Vers 11, Hebreërs 9, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige, dit was van die oue tot op die tyd van herstelling. Nou vat ons dit daarvan af na die toekomstige. Die kruis is 'n waterskeiding tussen die oue en die nuwe. Dis nie 'n vermenging nie. Opgetree as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter, sien hierdie een is die much more, soos wat hy vir jou sê in Romeine 5. Veel groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bok en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Van hier af is dit nou nie weer 'n tyd van herstelling nie, van hier af is dit 'n ewige verlossing. Mense, daar is baie belangrik. Johannes 6, kom Jesus, ek gaan nou net vir ons vertel terwille van tyd, kom en hy vermeerder die brode, en daarna gaan hy oorkant, en hy sê toe, en die mense volg hom, en hy kom daar, en hulle begin met Jesus praat. Jesus sê, julle het nie gekom omdat julle die wonderwerk gesien het nie. Dis Johannes 6, nee. Hy sê, maar julle het gekom omdat julle honger gekry het, met ander woorde, julle kom om julle maag te vul. En hulle vra vir Jesus toe, watter werke moet ons doen om die wil van God te volbring? En Jesus sê, dit is die werk, enkelvoud. Sien, die Ou Testament was werke. Daai ouens het almal, Jesus het aan die 4 evangelies nog onder die wet gepraat. Dit was werke, dit was doen. Wat moet ons doen om by die wil van God te volbring? Jesus sê, dit is die werk, enkelvoud. Jou deel is om te glo wat God in Jesus Christus gedoen het. Nou sit ons byvoorbeeld met die Onse Vader, nou sit jy in Matteus 6, byvoorbeeld vers 10, dan bid 'n mens, en die mense bid daar, dat laat u wil geskied. Nou kom hy en hy sê, maar God kom in Christus, en hy sê, maar dit is my wil. Hy voorspel deur die Ou Testament, Jesus gaan gekruisig word. Dis die wil van God. En wat gaan hy kom doen? Hy gaan die sondes van die wêreld wegneem. Hy gaan die mens weer 'n nuwe lewe gee. Hy gaan betaal vir die ou mens. Kom ons gaan kyk
wat gebeur nou in die Nuwe Testament, aan die ander kant van die waterskeiding? Kom hy hier in Hebreërs 10, en kom hy vers 7, hy sê, toe het ek gesê, kyk, ek kom in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Sien jy? Met ander woorde, Jesus het iets kom doen, hy het dit kom afhandel, hy sê, om u wil te doen, oor God. Dan gaan hy verder, hy sê, nadat hy sê, ek kom om u wil te doen, oor God, neem hy die eerste weg, om die tweede in te stel. Mense, hoe duidelik wil ons dit hê? Die eerste is weggeneem. Hy sê, die skrif praat daar van Hebreërs 10 vers 9, het daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Wat was die wil? Hoekom bid ons dan die Onse Vader? Hoekom bid ons laat u wil geskied, as ons dan nie sy wil aanvaar nie? Jesus het gekom om u wil te doen. Hy neem die eerste weg, om die tweede in te stel. Ons gaan grou daai eerstes uit. Hy sê in die, Micha, hy sê, ek sê jou sondes vat in die diepte van die see werp en nooit weer daaraan dink nie. Ons word beter swemmers om daai sondes elke keer te gaan uithaal. Mense, het klink lagwekkend of wat ook al, maar weet jy, dis wat ons het. Baie keer is ons godsdienst vir ons 'n tradisie. Nou sê vers 10, Hebreërs 10 vers 10, deur hierdie wil van Christus is, wat beteken is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Eenmaal, nie weer geheilig word of heilig maak of wat ook al nie. Ons is geheilig. Hy sê, is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal, deur dit wat Christus kom doen het. Dan gaan hy verder voor die hoëpriesters praat hy daarvan. Hy sê, en elke dag staan die priesters wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Nooit, hierdie offers nooit die sondes kon wegneem nie. En sê hy vers 12, maar hy het. Wat het hy? Hy het die sondes weggeneem. Hoekom, wat sit ons? Kan ons nou vra vir iets wat ons reeds gekry het? Want Jesus Christus het dit gedoen. Hoe bad is dit as ons gaan sit en ons maak ons hele godsdienst, Here vergewe my sondes, Here vergewe my sondes. En hier kom en ek lees, maar hy het dit weggeneem. Hy sê, so ver as die ooste verwyder is van die weste, het hy het van jou weggeneem. Hy sê, in hom het ons die verlossing, die vergifnis van sondes, Kolossense 1 vers 14. Hy sê, maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit in die regterhand van God. Hy gaan nooit weer doen nie. En wag nou verder tot sy vyande gemaak is, 'n voetbank van sy voete. En dan kom hy in vers 14, Hebreërs 10, dan herhaal hy dit weer, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word, vir altyd volmaak. Mense, dis die goeie nuus van Jesus Christus. Hy het gekom om ons regverdig te verklaar. Nou kom die skrif byvoorbeeld, met ander woorde, Jesus het gedoen, hy het gesê, dit is volbring. Nou kom die skrif in 1 Korintiërs 1 vers 30, dan sê hy, dit is alles uit God, wat ons in Christus gesit het, wat vir ons geword het. Hy het vir ons geword, ons wysheid, ons heiligheid, ons geregtigheid en ons verlossing. Hy het dit vir ons geword. So dit is dan geword, dit is dan 100% afgehandel. Ons kyk na Romeine 4 vers 24, dan praat hy oor die geloof, dan sê hy van Abraham, hy sê, maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade. Hy is oorgelewer ter wille van ons misdade, maar hy het ook opgestaan, hy sê ook opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Mense, is so belangrik, Jesus Christus het dit alles vir ons gedoen, ons hoef dit nie te doen nie. So daai wat hy sê, dit is alles uit God wat vir ons geword het, ons geregtigheid, ons heiligheid, ons verlossing. Hy sê hy het dit geword, hoor mooi wat sê die 5de hoofstuk van Romeine, omdat ons nou uit die geloof geregverdig is. Is jy nou geregverdig? Ja, onthou, dis jou keuse of jy dit wil aanvaar of nie wil aanvaar nie, maar dis, ons het 'n vorige keer daaroor gepraat. Hy sê, geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof, net geloof is 'n oortuiging. Jou deel is die oortuiging. Christus het klaar gedoen. Toe ons nou daar kom en ek wil vir my sondes ontslae raak, toe lees ek maar Christus het. Ek wil geregtig word voor God. Nou kom ek agter Christus het dit klaar gedoen. Hy sê,
deur die geloof toegang verkry tot die genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Hoor na die 18de vers. En dan net, soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het. Dis Adam. So ook het dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Christus het gedoen. Mense, dis waar ek wil praat. Hierdie evangelie is nie 'n doen evangelie nie. Al wat jy doen is, jy hoor, hy sê, geloof kom deur die gehoor deur die woord van God. Jy sit en jy hoor hierdie woord, jy sit onder die wassing van die woord, jy sit onder die lering, jy kyk in die skrif, en jy kom by daai werklikheid uit, wat jy daardie werklikheid joune kan maak, jy kan dit toeëien. Hy het geword ons geregtigheid, hy het geword ons heiligheid. Belangrike bekende skrifgie, 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet jy nie dat jou liggaam 'n tempel van God is en dat die Gees van God in jou woon nie? Wat sê die volgende skrifgie? Hy wat die tempel van God skend, God sal hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Is heilig en dit is julle. Gaan kyk na, ons het nou net gelees in Hebreërs 10 vers 10 en vers 14, dat deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Klaar, dit is afgehandel. So, 1 Korintiërs 1 vers 30 is, God het ons in Christus gesit, nie ek nie, hy het gedoen, sodat ek die werklikheid daarvan kan ervaar. En ons sien, hy praat van die verlossing, het ek genoem, Efesiërs 1 vers 7, Kolossense 1 vers 14. In hom het ons die verlossing, naamlik die vergifnis van sondes. Jy het dit. Dis nie iets wat jy nog voorvra nie. Mense, baie, baie belangrik. Hy sê in Matteus 1, die heel eerste bladsy in die Nuwe Testament, toe Josef wil weghardloop, toe sê die engel, moenie weghardloop nie, want dis uit die Heilige Gees. Maria het swanger geword uit die Heilige Gees. Sy gaan 'n seun hê en jy moet hom Jesus noem. Hier's instruksies. Jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van die sondes gaan verlos. Hoe lyk dit as Jesus jou verlos het van iets? En dit kom die skrif en hy praat van wedergeboorte. En dan sien jy dat selfs die wedergeboorte, mense wil so graag wedergebore wees. En hulle wil so graag praat, ek is 'n wedergebore Christen. Johannes 3 kom, en Nicodemus kom in die nag na hom toe. Hy sê, Here, ek sien iets anders as die ander, u moet van God afkom. Jesus sê vir hom, Nicodemus, as jy nie wedergebore word nie, dis iets wat hy nie self kon doen nie. Hy kon nie, as jy iets word, kan jy dit nie self doen nie. As jy nie wedergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus deurmekaar, hy sê, hoe kan ek nou terugklim in die skoot van my moeder? Jy sien, hy kon dit nie verstaan nie. Dit was voor die kruisiging. Na die kruisiging, die sukses van Christus het vir jou gedoen. Hy het geword jou wedergeboorte. Hoor mooi wat sê 1 Petrus 1 vers 3. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. God het gedoen, sodat ons in daai werklikheid kan sit en ons hierdie werklikheid kan aanvaar. Hierdie die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Wanneer iemand na jou toe kom, kan jy vir hom 'n antwoord gee. Jy kan 'n antwoord uit jou duim uitsuig, maar wanneer jy werklik iemand wil help, gee vir hom die antwoord en die antwoord is Jesus Christus. Amen.